Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons meester Yeshua Messia, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het, om in hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop, op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Kom ons sluit die oë. Ons Vader, wat in die hemele is, wat in die ewigheid woon, maar ook by die gebrokenis van hart en die verbryseldes van gees, om te laat herlewe, hulle wat deur die mag van die dood gebind was. Dankie dat U, die goeie herder, die lewe vir ons kom aflê het, sodat ons uit U, deur U en tot U kan lewe. En daarom ook vanoggend, Vader, is ons gebed, dat ons harte op U gerig sal wees. Dat U vir ons genade sal skenk om ons gedagtes gevange te neem en ons deur die kosbare woord vas te gryp en aan te gryp, dat ons soos ware kinders van U en U kudde U stem sal hoor. Dankie vir die grootste voorreg dat ons mag sing, spreek Jahwe, U kinders luister. Dankie vir ons byeenkoms. Dankie vir hierdie tyd van genade. Soos die psalmdigter sê, vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie, wil jy ons harte sag maak, ontvanklik maak, en geopende ore gee. Want die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, en dit is ewig. Ons wil in 'n oomblik van stilte voor U staan, en soos die profeet bid, verenig ons hart met die vrees vir U naam. Want ons lewe in 'n tyd van losbandigheid en roekeloosheid, maar ons vra U Vader, trek ons met die koorde van liefde, dat ons in 'n heilige lewenswandel U sal aanbid, en heilig sal wees, want U is heilig. Ons eer U, want daar is niemand soos U nie. Al die lof, al die eer kom aan U toe tot in alle ewigheid. In Yeshua se naam. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Dit is 'n kosbare voorreg om by mekaar te wees, en is nog 'n groter voorreg om rondom die woord van Jahwe, van ons Vader, met mekaar te kan saam deel. Ons eerste teks wat ons lees is Romeine 12 vers 1. Die titel is Korban. En dis nou dalk 'n snaakse woord, want dit is 'n Hebreëse woord, Korban, my lewe, my offergawe. Korban, my lewe, my offergawe. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit ook aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal so saam een liggaam in Messia, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes, wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Net tot sover. Twee woorde wat uitstaan in hierdie gedeelte, en een is offer en die ander een is genadegawe. Offer en genadegawe. Die eerste vers is so belaai met begrippe. As mens dit stadig lees, kan mens aan elke woord
feitelik 'n boodskap bring. Ek vermaan julle. Die woord vermaan beteken nie beklei of raas altyd nie, maar meer bemoedig, opbeer, aanmoedig, hande vat, ons moet 'n doel bereik. En nou sê Paulus, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God. En nog 'n jaar is verby, het ons die ontferminge van Jahwe geleer ken ons dit, ag ons dit, waardeer ons dit, soek ons dit, leef ons onder sy ontferming, skuil ons soos die psalmdigter sê, onder die skaduwee van die vleuels, of sorg ons vir onsself, probeer ons vir onsself sorg. Die kind van Jahwe wat in die gees wandel, ken die ontferminge van Jahwe. Ons het gesing, net goedheid en guns sal my volg. Die guns van Jahwe. Maar dan sê hy vermaan die gemeente by die ontferminge van God, dat hulle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En kyk, as ons praat oor ons liggame, dan is daar, soos die vorige boodskap, 110 dinge te sê rondom ons liggame. Daar is, van oral oor is daar vir ons standaarde gestel hoe jou liggaam behoort te lyk, en die hele media is vol oor die liggaam, en die profeet roep uit, die liggaam is soos gras, hy verdor, hy verwelk. Twee wêrelde uit mekaar uit, wat die wêreld vir ons sê, wat ons met ons liggame moet doen, en inkleer, en allerhande fiteriasies, en terwyl die woord vir ons hier sê, jou liggaam moet 'n offer wees. Wat maak jy met 'n offer? Jy plaas hom op 'n altaar. As 3 kenmerke van hierdie offer, hy moet lewend wees, hy moet heilig wees, en hy moet welgevallig wees. Dis nie 'n afskeidoffer nie, dis 'n lewende offer, dis 'n daaglikse proses. Dit is 'n heilige offer. Hy moet geheilig wees deur die een wat heilig is. En nie alle offers in die Bybel was wel aangenaam van Jahwe nie. Ons lees so vroeg as Genesis van Abel en Kain se offer. En dit is wêrelde uit mekaar uit. Die een is aangeneem en die ander een is verag. Wanneer ons praat oor vanoggend korban, dan is dit die Hebreëse woord vir offer. Maar so 'n bietjie 'n Ou Testament konteks en 'n bietjie 'n Nuwe Testament konteks, en ek wil daaroor gesels, want Wilhelm is 'n geskenk. En wat bring jy as 'n offer? Geskenke. En ons gaan daaroor gesels, dat dit is nie maar net iets ligslik, iets waarvan ek 'n extra het, iets wat ek nou nie regtig omgee om uit te deel nie. Nee. Dit wat jy op die altaar plaas, is jou kosbaarste. Dis jou eersteling. Dis jou beste. Dis jou belangrikste. En daarom kan die apostel hier skryf, jou lewe, jou hele lewe, jou hele mens wees, moet as 'n offer geplaas word. Nou voordat ons 'n bietjie gesels oor die woord, dit is jou redelike godsdiens. Ek wonder of ons daardie Afrikaanse woord al so 'n bietjie oordink het. Wat beteken dit as iets jou redelike godsdiens is? Engels praat van reasonable. Kom ons blaai eers bietjie na die Ou Testament. Ons gesels in die Ou Testament oor hierdie woord korban, baie interessant. Hy kom 80 keer voor in die Ou Testament en net in 3 boeke. Net in 3 boeke. Levitikus, want dit is die boek vir die Lewiete wat geoffer het, dis die priesterboek. Numeri is die uitrol van hulle opdragte. Levitikus is die opdragte en Numeri is hoe hulle dit toe nou gedoen het. En dan spesiaal in Esegiel waaraan ook verwys word na 'n nuwe tempel. Nou ons wil vanoggend so 'n bietjie gesels oor offer, die offer van my lewe. En wanneer die gemeente in die Nuwe Testament hier die opdragte ontvang het, hulle 'n bepaalde verwysingsraamwerk. Hulle kom uit 'n omgewing waar hulle 'n fisiese tempel gesien het. Hulle weet wat dit beteken om 'n dier te slag. Hulle weet wat dit beteken om familie te hê wat net in die tempel werk en verhale kan vertel van hulle klere en wat daar binne aangaan. So dit is vir hulle 'n bekende woord. Vir ons is dit nou bietjie moeilik. Ons ken die offer nie. Ten minste nie die Levitiese stelsel nie. So dit kos vir ons so 'n bietjie verduidelik werk, maar genadiglik het ons in ons eie taal Bybel wat ons kan lees. So ons moet dit net oopmaak. So 'n offer kan nie op enige plek gebring word nie.
Want ons gaan nou spesifiek kyk wat beteken offer. En daarom moet ons begin by Eksodus 25. Ek kan soontoe blaai, Eksodus 25. As ons so 'n bietjie kan onthou, waar staan die 10 gebooie? Eksodus 20, nee, Moses, hulle is by die berg Sinaï, Jahwe het neergedaal, vir hulle 10 gebooie gegee, maar nou is daar verdere instruksies. Dan moet 'n heiligdom opgerig word. Wat is 'n heiligdom? Dis 'n woonplek. Dis 'n plek waar Jahwe met die volk wil ontmoet. Ons lees in Eksodus 25 die volgende. Nou die Bybelvertalers het vir ons 'n baie goeie opskrif daarin gesit. In die ou vertaling, daar staan vrywillige offers om die heiligdom op te rig. Titel vanoggend, Korban, offers, my lewe, net eers hier op die fisiese vlak. Ons weet in die Ou Testament het ons te doen met 'n tasbare berg, tasbare heiligdom, alles is tasbaar. Ons lees die eerste paar verse van Eksodus 25. Toe het Jahwe met Moses gespreek en gesê, dalk moet ek net dit noem. Die van u wat nou nog nie die Bybels gemerk het nie, die vorige hoofstuk is waar Jahwe die verbond sluit met bloed, met die volk. Die helfte is op die altaar uitgegooi en die ander helfte op die volk. So dis 'n intieme situasie. Dink 'n bietjie as jy 'n intieme gesprek met iemand gehad het, intens, daar's koneksie, julle kyk in mekaar se oë, julle hoor mekaar se harte. En daai oomblikke is heilig. En daai oomblikke is toegewyd. En dit is die konteks van hierdie volgende hoofstuk. Dit is nie net sommer een oggend staan Israel op en hulle kry 'n opdrag nie. Nee, daar is verbond gesluit. Daar's intimiteit. Daar's 'n opgewondenheid. Jahwe sê ek sal vir julle 'n God wees. En julle sal vir my 'n volk wees. Daar's niks so lekker as om te hoort en te behoort nie. As ons groot mense weer in ons kinderskoene kon gestaan het, sou ons daai oomblikke wat ons vasgehou is en gekoester het, sal ons as die hoogste prioriteit in ons lewe wil behou. Jakobus, spesiaal vir Wilhelm, daar lê 'n lewe voor. Jahwe sê vir sy volk die volgende, hoofstuk 25 vers 1. Toe het Jahwe met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my 'n offergawe moet bring. Van elkeen wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring. En dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring: goud, silwer, koper, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, fyn linne en bokhaar, en rooi geverfde ramsvelle, en robbevelle en akasiëhout, olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye. Onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Het ons Hemelse Vader 'n tekort aan klippe, stene, purper? Het hy 'n tekort daaraan? Nee. Waar stel hy belang? Eerstens die hart. Hy sê elkeen wie se hart hom aandrywe. Elkeen wat aangeraak is deur hierdie verbond wat nou net gesluit is. Elkeen wat met my gemeenskap dit erns meen. Laat hy bring, laat ons 'n heiligdom kan oprig. Jahwe gee vir Moses 'n beeld van die hemelse tabernakel, die hemelse woning, sodat hulle op aardse vlak 'n tasbare beeld kan bou. Die bedoeling is in vers 8, sodat ek onder hulle kan woon. So die eerste ding wat ons sê van die offerplek is, hy word opgerig met gawes. Hy word opgerig met gawes, met offerandes, vrywillige gawes. Belangrik, onthou nou gaan ons kom weer terug by Romeine 12, dat ons lewe moet gee as 'n offergawe. Die heiligdom van Jahwe, waar Jahwe ontmoet word opgerig met gawes. Nou is dit tyd om tegnies gou te verduidelik. Korban, en ons gaan dit nou in die Nuwe Testament lees, die woord vir gawe, kom van die stamwoord karaf, wat beteken om te nader met die doel om te bereik. En waar dit dan in baie tekste gebruik word, waar daar kontak gemaak word. Dis een ding om net om te beweeg. Om net, die Hebreëse woord is ba, jy beweeg.
Is 'n ander ding om te karaf, om te nader met die doel om te bereik, om koneksie te maak. En luister mooi, dieselfde werkwoord wat beteken, en dit word baie keer vir 'n man en 'n vrou gebruik, om te sê, die man het by die vrou gekom. Dit is intieme gemeenskap, koneksie. Nou daai werkwoord om daai beweging aan te dui na die persoon, word ook gebruik as 'n selfstandige naamwoord om 'n gawe, 'n offer aan te dui. So wat was die doel van die offers? Om na Jahwe te nader. Die doel van die heiligdom is, bring jou gawe na die altaar, sodat ons kan ontmoet. Daarom weerspieël die kwaliteit van die gawe jou intensiteit om te ontmoet. As jy jou tweede beste gee, of sommer net 'n afskeep offer, dan wil jy nie regtig ontmoet nie. As die ontmoeting vir jou kosbaar en soet en hoog heilig en afgesonderd is binne die verbond, dan gee jy jou beste gawe. En Jahwe sê vir Israel, ek gee julle die geleentheid. Bring vrywillig, laat ons kyk, hoe is elkeen se hart ten opsigte van hierdie heiligdom. By Jahwe is geen tekort om al die goud en silwer te vrywillig te gee, sê, bou dit, maar nee. Hy toets Israel en sê, bou julle die heiligdom, volgens julle vrywillige harte, wat julle aandryf om 'n gawe te bring. Want dit gaan iets weerspieël van hoe graag jy wil ontmoet. Die tweede saak is, hierdie heiligdom word nie net opgerig met gawes nie, hy word ook ingewy met gawes. Numeri 7. In Numeri 7 alleen kom die woord korban 28 keer voor. En hy staan nie bekend in ons Bybel as 'n offer nie, maar 'n offergawe. Numeri 7. Nou ja, dit is ook een van daai hoofstukke wat ons nou nie as 'n aanstilte sal lees as ek moeg van die werk af kom nie, want ek soek mos altyd iets wat ek kan kry en wat vir my belangrik is en wat my troos. Maar die woord is nie geskrywe vir ons nie, dis Jahwe se openbaring van sy verlossing. Numeri 7, nou is dit ook interessant, wat is die einde van Numeri 6? Kyk gou in die Bybel, wat is die einde van Numeri 6? Die priesterlike seën. Net soos in Eksodus 24, Jahwe seën, Jahwe sprei sy vleuels uit. Numeri 6, Jahwe seën sy volk, hy laat sy aangesig oor hulle skyn en hy wees hulle genadig. Hy gee. En wat ontvang ons? Gawe. Die gewer gee die gawe en die volk ontvang die gawes. En wat maak jy met jou gawes? Jy moet dit weer toewy as korban, sodat daar ontmoeting kan wees. Daarom het Jahwe elkeen van u geseën, soos ons in Romeine 12 gelees het, elkeen besit 'n genadegawe, selfs Wilhelm, die kleinste. Is Elmarie jonger as Wilhelm? Sy is die kleinste. Elkeen besit 'n gawe. Want die gewer gee dit en hy kyk, wat doen jy met jou gawe? Bring jy dit terug heiligdom toe, dat ons kan ontmoet? Kyk die inwyding, nie net die oprigting nie, maar ook die inwyding. Ons kyk weer na die opskrif in Numeri 7. Offerandes van die 12 stamowerstes na die oprigting en die heiliging van die tabernakel. En wat hier gebeur het is, Israel is 12 stamme en elke owerste het 'n bepaalde gawe gebring. Hulle het dit op waantjies gebring met beeste. En dit is 'n klomp goed. U moet hierdie hoofstuk gaan lees. Wat elke stam gegee het met die inwyding, met die toewyding. Ons lees 'n paar verse. Vers 1. En op die dag, toe Moses die tabernakel klaar opgerig en gesalf en geheilig het met al sy gereedskap, en die altaar met al sy gereedskap, het hy dit gesalf en dit gesalf en geheilig het die owerstes van Israel, die hoofde van hulle families, offers gebring, korban. Hulle was die owerstes van die stamme, hulle wat oor die geteldes gestaan het. Hulle het hulle offer voor die aangesig van Jahwe gebring. 6 tentwaans en 12 beeste, 'n wa
vir 2 owerstes en 'n bees vir elkeen. En hulle het dit voor die tabernakel gebring. En Jahwe het met Moses gespreek en gesê, neem dit van hulle aan, dat dit kan gebruik word om die dienswerk van die tent van samekoms te verrig. En jy moet dit aan die leviete gee, aan elkeen volgens sy dienswerk. Nou luister mooi. Israel, die 12 stamme, gee offers, sodat die leviete, die priesterstam, hulle dienswerk, die tabernakel, dit wat daar binne staan, kan geskied. Wat se dienswerk? Wel, ons lees in Hebreërs dat priesters word aangestel om gawes en offers te bring vir die sonde, vir dit wat tussen Jahwe en die volk, met betrekking tot Jahwe en die volk, met ander woorde, die verhouding, die verbondsverhouding, om werklik waar daar die gemeenskap te bewerkstellig. Nou, almal van ons weet dat as jy 'n verhouding met iemand, spesiaal in 'n huwelik, dan moet jy somtyds ietsie opoffer, of dit nou 'n geldjie is, of dit nou tyd is, en of dit nou jou eie belange is, maar om 'n verhouding in stand te hou, moet jy offer, soos ouerskap een groot offer vir jou kinders, so daar 'n verhouding kan wees, waar daar selfsug is, selfgesentreerdheid, eie ideale, kan 'n verhouding nie bestaan nie. Dis spesiaal, Jakobus en Elmarie, dat wanneer ons praat oor Wilhelm, en ons praat oor bring jou gawe na die tabernakel, sodat daar gemeenskap kan wees met Jahwe, dan is ons kinders se opvoeding seker die grootste gawe wat ons aan Jahwe kan toewy vir sy diens. Ek dink spesiaal aan 'n Samuel wat sy hele lewe daar afgegee is, dis dalk 'n ander konteks. Maar ons as ouers het die keuse wat ons met ons tyd doen, wat ons met ons kinders, hoe ons hulle vorm, waarin ons hulle stimuleer, wat ons vir hulle voorhou. Is dit vir ons belangrik om ons aandgodsdiens, oggendgodsdiens, bidure, stilte tye, dienste vir hulle by te woon, of ondersteun ons hulle eerder op die wêreldse vlakke? Ek kom terug na ons gedagte korban in die Ou Testament. Die tabernakel word opgerig met gawes, vrywillige gawes, dan word hy in Numeri 7 toegewy, geheilig met gawes, en dan word hy derdens elke dag onderhou met gawes wat die volk gebring het. Dit wat hulle uit hulle oeste, dit wat hulle met sondeoffers, brandoffers, vuuroffers, lees die hele boek Levitikus, lees die hele boek Numeri, hy was onderhou met gawes. Ek sê weer, is dit Jahwe wat tekort het? Is dit Jahwe wat nie genoeg beeste het nie? Nee. Hy sê in die Psalm, 4 op 1000 ewels is myne. As ek gebrek het, sal ek jou dit nie te kenne gee, en ek sal nie vir jou vra nie. Maar offer dank aan Jahwe, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Die offers is 'n manier om jou dankbaarheid, jou verhouding, jou erkenning, dit wat vir jou kosbaar is, te koester. En dit vir Jahwe te kenne te gee, met die doel om hom te ontmoet. Gawes, offers, met die doel om hom te ontmoet. Daarom gee Jahwe in die eerste plek. Nou kom ons blaai terug na Romeine 12 toe. Ek lees weer vers 1. Ek wil tog vir die ouers vra, ek weet dit soms klink die Ou Testament baie moeilik. As jy stadig daardeur gaan en jy lees, dan sal jy dit ook verstaan, en teken maar 'n prentjie, kry maar 'n prentjie, werk daardeur. Hierdie konsepte in die Nuwe Testament is nie 'n nuwe evangelie, dit kom uit die Ou Testament. Gawes, offers, koninklike geslag, heiligdom, priesterorde, alles wat ons lees in die Nuwe Testament kom uit hierdie tasbare stelsel uit, alhoewel ons nou met die hemelse te doen het. Ja, Romeine 12 sê hy, vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hoekom het jy liggaam gekry? Hoekom het jy talente gekry? Hoekom is jy wie jy is? Hoekom is Wilhelm wie hy is? Hoekom het Vader hom vir julle gegee? Daardie kosbare geskenk van die lewe. Om 'n offer te bring, lewend, heilig,
Welgevallig, dis jou redelike godsdiens. Dis die essensie van jou verhouding met Jahwe, is 'n offer. Die tabernakel met sy offers was die kern in die Ou Testament. Ons het vandag 'n ontsaglike losbandigheid. Elkeen doen net wat hy wil, en as ek kwaad is vir die predikant, gestig ek my eie kerk. Elkeen doen net wat hy wil. In die Ou Testament was daar 'n verbod dat elkeen doen wat hy wil. Hy moes hom onderwerp het aan die Levitiese orde en die tabernakel, wat op verskillende plekke gestaan het, maar uiteindelik in Jerusalem. Nou sê Paulus, dis jou redelike godsdienst, dis die essensie, dis die kern, dat jy nie maak met jou liggaam wat jy wil en doen wat jy wil nie, maar dat jy 'n offer bring. Is dit maklik om 'n offer te bring? Dis moeilik. Jou hart word getoets. Abraham bring vir Isak as offer met groot beproewing, groot toets. Hierdie liggaam wil nie geoffer word nie. Hierdie liggaam wil gepamper lang word, veral in Desember, veral in die laaste week van Desember. Dan wil die liggaam skree, ek verdien dit en ek verdien dat. Is ons bereid om 'n offer te bring? 'n lewende, heilige, God welgevalle offer. Wanneer die jong mense, babie, as mens na 'n kind kyk, dan is daar verskillende behoeftes in verskillende stadiums van sy lewe. En soms gee mens so gehoor aan die kind, dat 'n mens vergeet, maar hoekom het ek 'n kind gekry? Om as 'n offer aan Jahwe te bring, om in sy vrese groot te maak, ongeag wat die wêreld sê wat kinders behoort te doen. Daar's 'n plek en 'n tyd vir alles, maar jou redelike godsdiens, as jy met 'n offer wees. Ek hou van die Griekse woord vir redelike godsdiens, logikos, waar logic vandaan kom. Dit is rasioneel, dit is tog waaroor dit gaan. Dit is die essensie, is om 'n offer te wees. As jy besig is met 'n godsdiens in jou lewe, waar jy glo, jy moet gepamper lang word, in Engels noem dit health and wealth, voorspoedsteologie, dan is jy nie besig met die redelike godsdiens van Romeine 12 nie. Ons godsdiens sê, jy moet 'n offer wees, met jou lewe af lê, elke dag. Hoekom kan Paulus dit sê in Romeine 12 vers 1? As 'n mens Romeine 9, 10 en 11 mooi lees, en mooi verstaan, dan is, en die seën wat daarmee saamgaan, dan is die logiese gevolg, die logikos, dat jy net jou lewe as 'n offer gee. Ek haal vir 3 verse uit, Romeine 9, 10 en 11, blaai net gou 'n bladsy of 2 terug. Romeine 9, vers 4, hulle is Israeliete. Romeine 9 vers 4. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort. Net daai sin. Ons was dood. Ons was vyandig. Ons het Jahwe gehaat. En Adam en Eva is ons weg van sy aangesig verdrywe. Luami sê Hosea, Lorugama. Nie my volk nie. Weg van my aangesig. Nou praat hy in die nuwe verbond van aanneming tot kinders. Die logiese gevolg is, jy moet jou lewe aan hom toewy wie jou dier gekoop het. Nie net aanneming tot kinders nie, die heerlikheid. Dis nie maar net 'n kind nie, jy is met eer en heerlikheid bekroon. Ek dink aan die verlore seun van Lukas 15. Nuwe klere, ring aan die vinger, nuwe gedekte tafel, gemeste kalf, met heerlikheid. En die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes. Lees Romeine 9 verder. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Nie op grond van hulle werke nie, maar op grond van my voorneme, op grond van Jahwe se raadsplan, op grond van sy uitverkiesing. As jy dit verstaan, as jy uitverkiesing verstaan, is die logiese gevolg, Vader, U het my gekies, ek kan nie anders nie as om my lewe as 'n offer aan U toe te wy. Hoekom is Israel uitverkies in die Ou Testament? Om hulle self te verheerlik, hulle self te behaag, hulle self te geniet? Nee, 'n koninklike priesterdom, om 'n tabernakel te wees vir Jahwe, 'n woonplek, 'n volk wat klein en afhanklik is, maar by sy naam skuil, in wie hy homself verheerlik. Hy praat van 'n wingerdstok wat hy gehaal het uit Egipte en geplant het om vrug te dra. Romeine 10 praat van die evangelie. Hy praat van hoe lieflik is die voete van die wat die goeie boodskap bring. Die evangelie
van redding, hoop, ons het dit gesing, liefde red my toe ek wanhoopig was, as jy dit verstaan, is die logiese gevolg binne die liefde. Vader, U het die liefde aan my bewys, toe ek nog sondig was. Die logiese gevolg is, ek moet my lewe aan U toewy, as 'n lewende en heilige en U welgevalle offer. Romeine 11 dieselfde, die toekoms van Israel. En in die einde van Romeine 11 is daar 'n lofsang, Romeine 11 vers 33. O die diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Wie het die gedagte van Jahwe geken, of wie was sy raadsman gewees? Wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, dis jou redelike godsdienst, lê jou lewe af vir hom. Na aanleiding van dit, as hierdie lofsang jou perspektief, jou persepsie, jou verstaan van die lewe is, dan kan jy nie anderste as om elke dag 'n lewende, heilige en 'n God welgevalle offer te bring nie. Die vorige boodskap het ons gepraat oor selfliefde, selfsug. En ons het gesê die woord van Jahwe is jou kragtigste wapen om sy liefde te leer ken, liefde wat aflê, liefde wat dien, nie liefde wat vir homself behaag nie. Hierdie is byvoorbeeld in dieselfde toerusting. As mens so 'n klein kindjie het om op te voed, Jakobus en Elmarie, 'n wondermens, wat gaan hy word? Waaraan gaan hy goed wees? En 'n mens droom drome vir jou kinders, drome wat jy nie vir jouself kon uitleef nie. Ek wil julle vermaan by die ontferminge van Jahwe, voed hom, verwel hom op as 'n offer aan Jahwe. Offer julle tyd, offer julle mens wees op as 'n offer aan hom wat die gewer is van lewe. Net vir interessantheid, kom ons blaai na Markus 7 toe. Markus 7, want ek weet nie of julle die woordjie korban gaan onthou nie. Miskien as julle homself lees in julle Bybel en onderstreep, ons gaan julle sien. Ons Bybel is baie interessant. Kom met ander tale uit. So jy kry baie spore van Hebreëus of Aramees of Grieks, selfs Latyn. So tussendeur. Wel, nie soseer Latyn nie, maar Romeinse kultuur. Markus 7, vers 11. Die Fariseërs het weer 'n slim manier om die wet te omseil en te ontduik. Vers 11. Yeshua ontbloot hulle, hy sê, julle sê as 'n mens, 'n vader of moeder, as 'n mens aanvader of 'n moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban. En as jy nie weet wat korban beteken nie, daar is hy vir jou vertaal. Dit is 'n offergawe. Dit is 'n offergawe. Korban, in die Grieks, doron, geskenk. Kan julle onthou, Yeshua se geboorte, het die wyse manne vir hom geskenke gebring. Hulle het vir hom doron gebring. Maar nou, dink nou mooi, geskenk is 'n offer, want jy gee dit prys. Jy gee dit weg. So ons kry die koppeling in die Ou Testament, waar dit baie meer te doen het met die tabernakel en offer, kry in die Nuwe Testament die woord geskenk by. En dit is wat ons moet verstaan. Die geskenk van my lewe, die geskenk wat ek aan Vader moet van hom ontvang, en ons gaan nou praat oor die woord geskenk in Efesiërs 4, is eintlik 'n offer om hom te ontmoet, om by hom te wees, om hom te dien. Interessant, die woord korban. Daar's 'n paar plekke in die Nuwe Testament waar ons die woord doron kry. Gawe, hy word met gawe vertaal, Matteus 5:23, veral Matteus. Kom ons doen gou 'n bietjie Bybelstudie, veral Matteus gebruik hierdie konsep uit die Ou Testament, en hy plaas dit baie in die evangelies. Natuurlik onder die leiding van die Heilige Gees, want die skrif is ingegee, ingeblaas. Matteus 5:23, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, as jy jou gawe na die altaar bring, sien julle hoe sy vertaal,
Nie jou offer nie, jou gawe. Maar dit is dieselfde. Offer en gawe word in Afrikaans offergawe. Nou twee is by mekaar. Ons by mekaar. Ons ontvang baie geskenke, ons ontvang kinders as geskenke. Dit is 'n gawe, maar dit is ook 'n offer wat gebring moet word. Matteus 8 vertaal hom ook as 'n gawe, Matteus 8 vers 4. Dit is die reiniging of die genesing van die melaatse man. Joshua sê vir hom, pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, hy is gesond gemaak, maar gaan vertoon jou aan die priesters en offer die gawe wat Moses voorgeskryf het tot 'n getuienis vir hulle. Luister die priesterorde, luister die altaar, gaan offer jou gawe. Gaan wys hoe dankbaar is jy. Gaan gee dit wat vereis word. Nou, daar is nog 'n klomp tekste, ek gaan nie almal deurgaan nie. Ek wil kom by die gemeente. Ek wil kom by elke siel vanoggend wat hier so sit. Jou lewe is 'n gawe, is vol geskenke. Waar en wanneer en hoe het ons geskenke gekry? Ons het op die kamp daarbo, Psalm 68 hanteer, ek glo julle het dit in die oggendboodskap ook gehoor. Die oorwinninge van die God van Israel, veral in vers 19. Joshua het toe hy opgevaar het, nadat hy opgestaan het, geskenke geneem en dit uitgedeel, Doron. Nou kom ons begin eers by Efesiërs 2. Efesiërs 2. En daaruit het ons ook baie gepreek daar op die kamp. Wat is jou eerste gawe wat jy ontvang? Doron, korban. Efesiërs 2. En ons weet, ons was dood deur die misdade en hy het ons lewend gemaak. En dan sê hy, hoe het hy ons lewend gemaak? Saam met Messia, saam laat sit in die hemele, ons triomfeer in hom. En vers 8 sê, want uit genade is julle gered, Efesiërs 2 vers 8. Deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe, Doron, geskenk van God. Jou geloof, die vermoë om te kan glo. Daardie konneksie wat jy het met Vader, want dis wat geloof is. Weet al hy warm gevoel gekry, in moedeloosheid, in hopeloosheid, rig jy jou oë op tot hom, jy word stil, jy vat die woord en daar's geloof. Dan is daar konneksie. Dis nie uit jouself nie. Dis 'n gawe. Wat is korban se doel? As jy van hom 'n werkwoord maak, om te ontmoet. So Vader gee vir ons die geskenk geloof, nie om onsself te behaag nie. Nie om wonders en tekens te probeer doen vir ons eie gewin nie, maar om met hom gemeenskap te hê. Ons noem dit geloofsgemeenskap. Dit is nie uit jouself nie, dis 'n gawe. Wat doen jy met jou geloof? Jou geloof as 'n gawe moet lewend wees. Lewende geloof. Geloof sonder werke is dooie geloof. So 'n lewende geloof is, ek leef my geloof. Dit is sigbaar as vrug. Jou offer moet heilig wees. Met ander woorde, as geloof 'n offer is, dan moet jou geloof heilig wees. Judas 1:20, julle moet julle opbou in julle allerheiligste geloof. Ons het nie 'n geloof wat aan hierdie wêreld gelyk is nie. En dit moet welgevallig wees. Hebreërs 11 vers 6, dat sonder geloof is dit onmoontlik om Jahwe te behaag. Ons moet nie twyfel nie. Ons moet nie vreesagtig wees nie. Dit is die konteks van hierdie offer. Nou blaai ons net om. Efesiërs 4. Efesiërs 4. Nou Paulus sê dis 'n verborgenheid. As dit vir jou 'n bietjie moeilik is om dit te verstaan, toets jou eie lewe. Is daar dalk vleeslikheid? Bedink ek nie die dinge daarbo nie? Hoekom is dit vir my moeilik om dit te verstaan? Lees 'n bietjie, vra vir Vader vir genade, om jou oë oop te maak, verligte oë van die verstand, om hierdie verborgenheid te sien. Efesiërs 4 vers 7. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee. Klink dit soos Romeine 12? Aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Messia.
En daarom is die fokus vanoggend, alhoewel ek nou 'n klomp goed gesê het oor die Ou Testament, wie is die gewer van die gawe? Yeshua. Hy is ons fokus, hierdie hele boodskap, die lewe, my lewe as 'n offer, hy is die fokus. Want uit hom, deur hom en tot hom is alles. En ons elkeen, en julle moet julle self, Niklaas, daarby insluit, is jy deel van elkeen? As ek sê elkeen, is daar iemand wat voel hy is uitgesluit? Elkeen wat na sy naam genoem is, elkeen wat binne die uitverkiesing is, elkeen wat hy geken het, daardie elkeen van sy liggaam, het 'n gawe ontvang na die maat van Messia. So Yeshua besluit wie kry wat. En nou het Paulus 'n woordjie daarom, sê hy, vers 8, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Gawes aan die mense gegee. Ek is seker as jy 'n briefie in die posbus kry, jy moet 'n pakkie gaan afhaal, dan doen jy moeite, wel as jy nou weer is nie 'n spoedboete nie, as jy weer is 'n geskenk, as jy nou iets verwag, dan is jy opgewonde, jy kom daar uit, iets kom my toe, dis myne, ek wil dit hê. Hoeveel moeite doen u oor die gawe van Messia? Toe hy opgevaar het in sy triomf, toe hy oorwin het, toe hy die dood oorwin het, die grootste oorwinning, die grootste triomf, het hy geskenk geneem en gawes aan die mense gegee, aan sy gemeente, aan sy liggaam. Hoekom? Sodat hulle met hom gemeenskap kan hê. Korban, gawe, sodat julle my kan ontmoet, sodat jy my kan dien, sodat julle mekaar kan lief hê, sodat daar gemeenskap kan wees. Vers 10. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bo kan die hemel, sodat hy alles tot volheid kan bring, en hy het gegee. Hy het gegee. En dit is die tema rondom julle Jakobus en Elmarie. Hy het gegee. Hy het vir ons 'n seentjie gegee. Wat doen jy met jou lewe? Wat doen jy as ouer met jou kinders se lewe? Ons lees hier van herders, leraars, profete, evangeliste. En dan praat hy van die toerusting om die gemeente op te bou in liefde, sodat ons, en ek lees vers 15, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Messia, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg, saamverbind, deur die ondersteuning van wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in die liefde. Ons het hier te doen met 'n liggaam waarvan Yeshua die hoof is. Elke lid gee ondersteuning, nie uit homself nie, nie uit sy eie pogings nie, maar volgens die mate van die gawe van die geloof wat hy van Messia ontvang, kan hy in die gemeente die groei van die liggaam bevorder. En in die kind van Wilhelm in die begin van Wilhelm se lewe, moet dit julle as ouers se fokus wees. Hierdie kind moet in die gemeente, dit wat hy van Vader ontvang het, weer te kan uitdeel. Dit het opvoedingswerk nodig. Nie 'n lewe van selfgesentreerdheid en selfsug nie. Hy moet Yeshua sy verlosser, hy moet die liggaam, die oorwinning van Yeshua, hy moet al hierdie konsepte leer, sodat die gawe wat hy gekry het, weer kan teruggaan na die tabernakel. Dit is die woning van God, naamlik die gemeente. Wat 'n roeping. En as ek in my eie lewe kyk, en ek sien hoe ver pad 'n mens kom, dan vra jy jouself, hoeveel vrywillige gawes, hoeveel vrywillige offers, hoeveel het ek al vir myself in my lewe spandeer, en hoeveel het ek al geoffer? Kan jy aan die einde van jou lewe sê, my lewe was 'n offer, 'n welgevallige, lewende offer? Of is jou testament vol van 'n klomp goed wat jy vir jou kinders wil nalaat, waar mot en roes verniel, maar geen skat in die hemel nie, geen skat in die tabernakel, die woonplek van Jahwe nie?
Daarom is hier die geleentheid om vir Helleman Vader op te dra, en julle as ouers vir julle te bid, ook vir elkeen 'n vermaaning, wat doen jy met jou lewe? Tieners, is lekker om klaar te wees met skool. Wat gaan jy doen met jou lewe? Want 'n mens het soveel ywer, ek wil dit en ek wil dit. Hierdie boodskap moet jou oriënteer, moet jou leer, my lewe is 'n offer. Want Messia het sy lewe vir my geoffer. En uit sy offer vir my lewe, kry ek die geloof om te kan lewe. Mag Vader Jahwe vir ons insig gee. Mag hy vir ons elke dag herinner, as ek my oë wakker maak, oopmaak in die oggend, en ek kry al daai pyne van bekommernis en 'n holkol op my maag van wat ek moet doen en wat ek nie gedoen het nie, en al daardie dinge oor myself en ek, dat sy gees in my hart rustigheid sal gee en sê, nee, jy is 'n koningskind, 'n priester. Jou roeping vandag is om 'n offer te bring op die altaar van die hemel, naamlik jou lewe, volgens die mate van die gawe wat Messia vir jou gegee het. Dat ons 'n totaal ander perspektief sal hê oor ons lewe op aarde. Dat daar iets uit die Ou Testament vir ons sal oopgaan van 'n priesterorde, en in die Nuwe Testament van geskenk, en dat dit wat ons ontvang weer sal teruggaan met die doel om Jahwe te ontmoet. Kom ons staan en bid ons eers saam. Ons almagtige Vader, dankie dat U in alles vir ons eerste openbaar wie U is. Dat U die grootste offer, die grootste geskenk vir ons gegee het en gebring het in Yeshua Messia, ons verlosser, U seun. Ruk ons, gryp ons, vang ons vas met hierdie kosbare realiteit wat ons redelike godsdiens word, naamlik Yeshua, die offerlam van God. Die hoof van die gemeente, die liggaam van Messia wat 'n offer moet bring, en die lofsange verkondig en die liefde leef. Ons kom vanoggend as gemeente en ons dank U hiervoor. En ons dank U vir 'n jaar wat U vir ons ook gehelp het en in ons werk om te wil sowel as om te werk na U welbehae, sodat elke dag 'n offer vir U kan wees. Maar ons oë is ook op Yeshua vir die nuwe jaar, om werklik hierdie jaar 'n jaar van offers te maak. Die offer van ons lippe wat U naam bely. Dankie daarvoor. Dra ons, bewaar ons, en vergewe ons onsselfsug, en bekragtig ons en rus ons toe deur die groot gawe van die Gees. In Yeshua se naam. Amen. Kom ons sê vir ons hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.